Drie keer is dit 'n storie van Kabous van 'n Westhuizen. En nou die van julle wat nou 'n belangstelling in rugby het, sal nou vir Kabous onthou. Hy was 'n fantastiese rugby speler gewees. Hy het vir die maties gespeel in my dae toe ek ook 'n matie was. So ek het nou vir Kabous sien speel in my tyd toe 'n jong man was, voor hy nou nog bekend geword het. Sharks hom toe nou raak weer na hulle toe gevat. En daar het hy groot hoogtes bereik. So die ou, hy was regtig 'n fantastiese rugby speler gewees. En ek onthou hy is baie flamboyant ook gewees, want hy het sulke lang lokke ons gehad, wat so amper so op die helfte van sy rug gehang het. Selfs 2 keer saam met die Springbok rugby span getoer, hy het nooit in 'n toets gespeel nie, maar hy het wel 11 wedstryde in 'n Springbok trui gespeel as op sulke toere. Nou ja, dit op sigself is ook natuurlik 'n fantastiese prestasie, dat hy 11 wedstryde in die Springbok trui gespeel het. En hy het dit definitief verdien. Die storieetjie wat ek nou wil vertel kom uit my studente daar. Nou ek onthou 'n paar jaar terug het ek hom gesien op een of ander aktualiteitsprogram, en toe het hulle gewys dat hy 'n kroeg het daar in Mauritius, daar op die see. Ek meen dit is soos 'n living with dreams, soos hulle sê. En dit so gelyk of dit so lekker is en goed gaan met hom, en hy het 'n oulike plekkie gehad. Nou ek weet nou nie wat nou daar aan die gang is, of hy dit nog het, of dit nou toegemaak is nie. Maar nou hierdie week wat verby is, was daar nou weer 'n baie oulike program van hom gewees, met 'n golfouens, 'n golfprogram, daar op Afrikaanse Patal TV of 'n kanaal, het daar so 'n golfprogram, en toe het hulle nou in Mauritius toe gegaan om 'n paar bane daar te gaan speel, en bekend te stel aan die mense in Suid-Afrika. En die Afrisaak dan maak hulle ook kennis met Suid-Afrikaners daar, gesels met hulle oor die plekke waar hulle bly, oor die golf en al daai goedes en wat hulle daar doen. En so het hulle nou baie interessant daar met 'n klomp Suid-Afrikaners nou al gesels, wat vertel hoe hulle nou in Mauritius beland het en wat hulle nou daar doen. En so het hulle nou die afgelope week nou ook vir Kabous op die program gehad, en dit was nou vir my absoluut heerlik geweest toe ek te sien, hier's Kabous nou, om te sien hoe lyk hy nou, want ek onthou hom nou baie goed uit sy rugby daar. Ek was een van sy ondersteuners, as ek het so kan sê, alhoewel hy nou, ek moes nou maar VP in die Stormers ou is, het ek die bewondering vir hom gehad, want ek het hom geken. Nou die storie kom uit my universiteit daar. Nou, ek moet nou eerlik vir julle sê, ek kan nie vir julle sê dis die waarheid nie, maar die mense wat dit vir my vertel het, wat dit self beleef het, is vir my genoeg, dat hulle sal vir my die waarheid vertel. So ek aanvaar die storie wat ek nou vir julle gaan vertel, van Kabous op sy universiteit daar, is die waarheid. Nou, hy was nie baie akademies ingestel nie, blijkbaar, maar hy het sy graad gekry. Hy het voeding of fysische wetenskap of soeits het hy geleer, en hy het sy graad daaraan gekry, maar dit was blijkbaar nie altyd sy eerste prioriteit nie, want hy het rugby gespeel, en dit was natuurlijk in die tye van Dr. Kruiven ook gewees. So, jy weet, as jy in Dr. Kruiven sy goeie boekies was, as jy vir die maat gespeel het, dan was jy uit heeltemal in die haak, jy was reg gewees, jy was oké gewees, en so het hy nou vir maties gespeel, en natuurlijk toen nou ook goeie drieë vir die maties gedruk, goeie wedstryde gespeel. Maar ek onthou nou die ou vertel vir my hierdie spesifieke, nou ek moet nou sê, aan die einde gaan ek nou nie die regte woord gebruik wat blijkbaar daar gebeur het nie. So is dit nou eksamentyd, einde van die jaar, en julle weet op Maatieland, en so enige universiteit is dit 'n groot tyd van die jaar, 'n baie ernstige tyd van die jaar, en 'n tyd waar die manne ekstra hard werk, die manne wat nou in die jaar nie gewerk het, hulle moet nou daai laaste 3 weke of 4 weke van die eksamen, moet hulle nou alles inhaal wat hulle nou verloor het, en dan is dit nie altyd so maklik om in te haal. Nou ja, blijkbaar was dit nou vir hom ook oorgekom, en so is dit nou tyd, blijkbaar geskiedenis was ook een van sy vakke, en ek praat weer eens onder korreksie, en hy kom daar by die examenlokaal in, en toe hy so instap by die lokaal toe, steek hy sy vuist so in die hand, en sê, ek is 'n siener. Nou sê, nou kyk die ouens vir hom, as nou voor ons begin skryf, die ouens nou begin skryf, en allemaal maak nog gereed, en die vraagstellers nog uitgedeel, so as nog so, weet 'n gewriemel daar, so voordat dit nou stil moet raak, en hy het net so 10 terug gestap, en gooi weer sy vuist so in die lig, en sê, ek is 'n siener. Nou ja, so stap hy toe weer verder, en daar kom hy nou uiteindelik, wat hy nou vir hom 'n sitplekkie kry, en net so voor hy gaan sit, toe sê hy weer sy vuist so sê, ek is 'n siener. Nou kyk almal vir hom, nou ken hulle weet, ons begin nou vir ons snaaks raak, of vir die ou wat nou gesien het, en nou ja, hy toe gaan sit, en nou maak hy ook maar sy goed reg, en so net voordat die vraagstelle uitgedeel word,
spring hy weer op uit sy stoel is, en hy draai so om, en die redelijk al voorgesit, en hy skreeu weer so, ek is 'n siener, en hy gaan sit, en so word die vraagstelle uitgedeel, en nou ja, daar begin jy nou maar die vraagstel te lees, en dan wag jy nou vir die instruksies wat nou gegee word, en dan gaan die docent of die ou wat nou die examinator is, gaan dan of jy sê, jy kan nou begin, en so het hy blykbaar toen ook sy vraagstel so gevat, en hy dit so bladsy vir bladsy deurgeblaai, totdat hy nou by die laaste bladsy uitgekom het, en dis toe, maar nou het niemand nog begin skryf, dis nou te gauw, en so, toe hy nou sy laaste bladsy so bekyk het, sê hulle, toe spring hy weer op, en hy sê, ek is 'n siener, ek sien ek is in my peekie in, en so, maar hy het nie die woord peekie gebruik, ek gaan nie die woord gebruik, jy kan jouself indink, wat 'n woord het hy gebruik, maar ek gaan ook nie 'n leidraad gee nie, vraag my wat jy moet sien, as jy nie weet nie, maar ek dink jy kan dit aflei, ek is in my peekie in, en so het hy opgestaan, het sy vraagstel so ingegee, en hy is by die examenlokaal uit, en ek weet nie wat daarna gebeur het nie, maar dit was blykbaar wat gebeur het, van Kabous, 'n fantastiese karakter, en iemand wat altyd voluit geleef het, en ondeend was, en rugby gespeel het, en hy het voluit gelewe, en ek het altyd bewondering vir sulke mense wat so voluit lewe. In hierdie geval wat hy net voluit gelewe, hy was ook 'n siener gewees, hy het gesien, hy is in sy peekie in. Nou kom ek speel vir julle 'n liedjie van Eden, is jy bang? So ek weet of hy ooit bang was vir iemand op die rugbyveld nie, maar ek dink hy was nie. Hy was vreesloos gewees, ou Kabous. So ja, Kabous, hierdie is sommer vir jou ook, Eden, is jy bang?